Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is 'n voorreg om op jou skerm te kan wees. Ek hoop dat dit met jou goed gaan soos wat die wintermaande besig is om aan te breek. Ons sien dat die bome is besig om hulle blare af te gooi en so stap die herfsmaande ook aan. En in hierdie hele proses sien ons dat die Here is besig en hy is aan die bestuur. En ons het die voorreg om in hierdie tyd van die jaar, in hierdie tweede kwartaal, 11 Sondae te hê waar ons stil staan by hoe ons groei ook in ons verhoudings. En ons begin die eerste 5 Sondae met ons verhouding wat ons met die Here het, dan het ons Pinkster en dan die volgende 5 Sondae gaan ons verder met ons verhouding wat ons ook dan met ons medegelowiges het. En ons gebruik die boek van Efesiërs om ons deur hierdie proses te lei. En ons lees Efesiërs saam van die eerste vers reg deur tot die laaste vers in hierdie 6 hoofstukke. En verlede week het Cornel geopen vir ons en vir ons gesê dat hierdie boek van Efesiërs, hierdie brief eintlik van Paulus is 'n baie besondere brief, geskryf terwyl hy daar in die tronk was. En dit is soos 'n opsetbrief wat gestuur is. En alhoewel dit aan die gemeente daar in Efese is, kan ons net sowel ook ons eie gemeente se naam daarin inskryf en sê dat hierdie spesifieke brief is ook vir ons geadresseer. En kan ons dit wat daarin geskryf staan ook ons eie maak in ons eie lewens. Paulus skryf hierdie briewe daar van uit die tronk en ons kan sien dat 3 briewe gelyktydig ontstaan het daar in die tronk. Heel moontlik Kolossense, Filemon en dan Efesiërs. Natuurlik is Filippense ook vanuit die tronk geskryf. Hy het so 'n bietjie 'n ander styl as wat hierdie 3 briewe het. Maar ons vat hierdie brief en ons sien daarin dat Paulus begin deur eerste te sê dat alle lof behoort aan die Here. Dis asof Paulus vir die gemeente skryf en vir hulle sê, voordat ek uitkom by enige teologiese sake, voordat ek enige iets van die gemeente aanspreek of hoe dit daar met julle gaan, wil ek eers hê ons moet lof bring aan die Here. Want Paulus het self die gemeente daar in Efese gestig op 'n stadium toe hy terug op pad was Jerusalem toe, en later het hy vir 3 jaar daar gewoon, en lees ons in Handelinge 19 dat hy 'n baie geseënde bediening daar gehad het in die tyd wat hy daar was. Daarom skryf hy dan ook vir hulle hierdie brief, en hy begin met die teks wat ons dan ook vandag gaan lees uit Efesiërs 1 vers 3 tot by vers 14, waar Paulus eintlik hierdie opsomming gee van wie God is en wie ons is. En God die een is wat al hierdie dinge vir ons bewerk. Let op in hierdie teks wanneer ek hom gaan lees, hoeveel keer Paulus die woord hy gebruik, en hierdie hy is natuurlik God na wie hy verwys, om te sê wat God alles vir ons doen. En in 'n groot mate is hierdie verse van 3 tot 14 'n opsomming van presies dit wie ons is, ook 'n stuk van ons eie identiteit en wat ons glo in ons lewens. Ek gaan vir ons die teks lees daar van vers 3 af, soos ek verder lees waar Cornel verlede week opgehou het, waar daar staan, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes, wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos,
Daarom moet ons sy grootheid prys. 'n Wonderlike teks waar Paulus begin deur om ons net eers te herinner dat wie is ons en wie is God? En wat het God alles vir ons gedoen, sodat ons kan wees wie ons is vandag? Paulus begin hierdie brief omtrent om te sê, maar voordat ons oor enige iets verder praat, onthou net eers, wie is God en wie is julle? Kom ons herbevestig net eers weer, wie is elkeen van ons en wat 'n wonderlike goed God vir ons gedoen het, sodat ons kan wees waar ons vandag is, sodat ons kan doen wat ons verder van hier af gaan doen. En ons tema vir vandag is in Christus, om te sê dat God het dit bepaal dat alles onder hierdie hoofsambreel van Christus, onder daardie sambreel moet ingepak word, om te sê dat alles wat op aarde is, behoort aan Christus. En ook jy is deel van Christus. Jy lewe binne in Christus se liefde, binne in sy genade, oor alles wat hy vir ons gedoen het. En wanneer ons hierdie teks lees, en ons tel die hoeveelheid kere wat Paulus dan verwys na wat hy vir ons gedoen het, wat God vir ons gedoen het, dan sien ons hierin dat God hierdie oorvloedige genade, en oorvloedige liefde het, en hierdie oorvloedige behoefte het, om hierdie pad saam met elkeen van ons ook op aarde te stap. Dat hy die een is, wat derentyd elkeen van hierdie dinge laat uitspeel, dat hy die een is, wat derentyd maak, dat ons kan deelneem ook aan hierdie genade en liefde, en hierdie proses, waarvan ons deel is. En dan gaan Paulus, en as 'n mens mooi na hierdie teks kyk, is dit merkwaardig om te sien, hoe verskriklik baie inhoud daar in hierdie verse is. Om daarin raak te sien dat Paulus spreek die drie eenheid aan. Hy verwys na die Vader, hy verwys na die Seun, en dan sluit hy af deur ook te verwys na die Heilige Gees. Deur te sê dat die Heilige Gees is hierdie waarborg wat ons het, dat al hierdie dinge waar is, en dat dit deel is van elkeen van ons. Ten diepste skryf Paulus hierdie brief in die gemeente daar in Efese, om eerstens die gelowiges aan te moedig, te sê, moenie mismoedig raak nie, as daar vervolging kom, of as dinge moeilik raak, of as julle nie altyd seker is wat om te doen nie, of as julle iewers ietsie vergeet het, onthou, en moenie mismoedig raak nie. Ek bemoedig julle, hou aan, volhard in julle geloof, want julle lewe in Christus. En die tweede rede hoekom hy hierdie brief skryf, is om eenheid te bevorder, om vir die mense te herinner daaraan dat in die verlede was die Joodse volk, hierdie pad wat saam met God gestap is, was tussen hulle en God, en daar was hierdie verhouding gewees tussen hierdie Joodse volk, hierdie uitverkore volk. Maar in Christus is almal deel van God se uitverkore volk. Maak nie saak of jy 'n Jood is, of jy 'n heiden is, of jy 'n Griek is, en of jy 'n Romeinse persoon is nie, almal van ons is nou deel van die uitverkore volk van God. Almal van ons is ingesluit binne hierdie groter sambreel waarin ons in Christus lewe. Jesus het dit so kom bewerk. Dat maak nie saak wie jou voorouers is, of waar jy vandaan kom, of wat jy gedoen het, of waar jy gebore is, of wat jou taal of jou kultuur is, of die land waarvan af jy kom nie. Jy kan ook in Christus, kan jy deel wees van die uitverkiesde volk van God. Die Romeine van daardie tyd het geglo dat wanneer 'n kind aangeneem word, het daardie kind presies dieselfde regte as 'n kind wat natuurlik uit 'n verhouding, uit 'n huwelik uitgekom het. En hierdie beeld gebruik Paulus dan ook hier om te sê dat God het ons aangeneem. En nou dat ons aangeneem is, het ons dieselfde regte, word ons as dieselfde gesien, soos wat God se eie seun gesien word, soos wat Jesus gesien word. Dis 'n merkwaardige gedagte om aan te dink, dat wanneer God ons aanneem, en ons deel word van sy liefde en genade, wanneer hy ons insluit onder sy sambreel in Christus, dan is ons volledig God se kinders. Net soos wat Jesus God se kind is jy volledig God se kind. En hierdie teks sê dan ook ietsie vir ons identiteit. As ons dan sê, maar ek word ingesluit by God se genade, ek is nou deel van die oorkoepelende sambreel in Christus, dan doen dit tog iets aan my identiteit. Dit verander iets wat ek is. En ons sien dit in hierdie teks daar, hoofstuk 1 vers 3, wat sê, jy is met al die seëninge van die Gees geseën. So dis die eerste deel van jou identiteit, is dat jy is geseën met die Heilige Gees wat in jou woon, en dit bring vir jou bepaalde seëninge, en jy kry nie net 'n gedeelte daarvan nie, jy kry al die seëninge
van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon volledig binne in jou. In vers 4, jy is heilig en onberispelik voor God. Verlede week het Cornel het ook gesê dat die Here sien ons as heilig. Ons is heilige mense, net minder gemaak as 'n hemelse wese. Natuurlik is God lief vir sy heilige kinders. Jy is heilig. Vers 5, jy is 'n kind van God. Jy is hierdie ding om te sê dat God het ons aangeneem en ons is volledig sy kinders. Vers 7, jou oortredinge is vergewe. Elke een van ons sondes vir ewig weggewas. Deel van ons identiteit. Wie is ek? Ek is iemand wat sy oortredinge in die oë van God weggewas is. Deel van my identiteit. Vers 10 en 11, jy is deel van die volk van God. Juis om daardie ding te sê dat die volk van God is nie 'n eksklusiewe klompie mense afhangende van by wie jy gebore is en wie jou voorouers is nie. Jy is deel van die volk van God. Die oomblik wat jy in Christus wil lewe, wil deel wees van God se volk, is jy 100% ingesluit. Maak nie saak waarvandaan jy kom nie. Vers 13, jy is deur die Heilige Gees as eiendom van God beseël. Dit is nogal 'n gewigtige term om te sê dat die Heilige Gees het jou so beseël, as iets geseël is en toegemaak is, dan kan dit nie weer oopgemaak word nie, dit kan nie weer verander word nie, dit is geseël, dit sal nooit ooit kan verander nie. Niks sal jou ooit van die liefde van God kan skei nie. Die Heilige Gees is ons waarborg daarvan. Dit word verseker vir elkeen van ons. Dit is 'n merkwaardige teks daarin te dink dat Paulus die gemeente dan daar herinner dat eerstens wees eengesind onder mekaar, want Christus is die een wat ons almal in mekaar bind. Nie ons taal of ons kultuur of waarvanaf ons kom nie. Christus is die een wat ons in mekaar bind. Tweedens sê hy, wanneer julle lewe binne in Christus, want hy is die een wat het vir ons kom gee het. En daarom lewe ons voluit vir Christus, nie oor wat ons doen nie, maar oor wat hy gedoen het, oor wat hy aanhou doen elke dag in ons lewe. Ja, ons het dit weer gevier met Paasfees wat pas verby is, dit wat hy vir elkeen van ons gedoen het. En alhoewel dit lank gelede is dit vir ons vandag nog net so relevant, maar die Here se genade het nie tot op daardie punt 'n hoogtepunt bereik en toe stop dit daar nie. Die Here se genade het aangehou en bring hy elke dag vir ons nuwe genade, bring hy elke dag vir ons nuwe verlossing, bring die Here elke dag vir ons nuwe krag en 'n nuwe opdrag om voluit vir hom te lewe. Die Heilige Gees van die Here Jesus Christus is baie aktief aan die werk in ons wêreld en ook so in jou lewe. Mag jy vandag opnuut herinner word dat jy binne in Christus leef, dat jy deel is van hierdie sonbril, dat God jou aangeneem het as sy kind en dat hy jou volledig sien as sy kind. En God se kinders het 'n bepaalde identiteit, 'n identiteit van mense wat leef soos kinders van die Here, mense wat leef soos heiliges, mense wat leef soos die wat verlos is van al hulle sonde, mense wat leef soos kinders van die Here. Mag jy opnuut vandag besef dat jou verhouding met die Here is beseël deur die Heilige Gees en niks sal jou ooit daarvan kan skei nie. Jou verhouding met die Here is 'n aktiewe verhouding. Dis nie iets wat sommer net stil lê iewers wat ek nou en dan sal aandag gee nie. Dis iets wat elke liewe dag in jou lewe aandag moet kry en aandag moet geniet. Dit moet jou topprioriteit in jou lewe wees. Dit is die beste verhouding wat jy ooit in jou lewe sal hê. Mag hierdie teks jou ook help om te groei in jou verstaan van hoe lief God vir elkeen van ons is. Dat hy al hierdie dinge ook vir jou gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die voorreg om vandag opnuut vanuit hierdie brief wat geskryf is, Here, aan die gemeente daar in Efese, maar ook so aan ons vandag, om daaruit te kan leer dat U is so lief vir elkeen van ons, dat U ons aangeneem het om U kinders te wees, en dat ons volledig gesien kan word as U kind. Die Heilige Gees beseël dit so, die Gees wat in ons harte woon. En Here, dit gee vir ons 'n nuwe identiteit wat daarvan getuig dat ons vir ewig U kinders sal wees, dat ons vir ewig in Christus sal kan leef. Die Here, ons gebed is dat U ons sal help om altyd die eenheid te verstaan wat daar onder kinders van die Here is. Dat ons sal verstaan dat ons volledig
deel is van die liefde en die genade. En dat ons daardie boodskap nie vir onsself sal hou, die Here, maar ook sal uitdeel. Here, dat ons altyd sal weet dat dit alles kan ons doen en dit alles ontvang ons, nie oor wat ons doen nie, maar oor wat hy gedoen het vir ons, oor wat u vir elkeen vir ons doen. Here, help ons om u topprioriteit in ons lewe te maak. Dat die verhouding wat ons met u het, dat dit, Here, die belangrikste ding in ons lewe sal wees. Want ons weet, Here, om in Christus te leef is die grootste voorreg wat ons ooit sal kan hê, om in Christus te leef. Here, dit is ware sin van die lewe. Ons gebed is dat u ons sal help, ook met hierdie reis, ook met hierdie pad wat ons verder stap dan deur Efesiërs, waar ons dan groei ook in ons verhoudings. Eerstens met u, Here, maar dan ook met ons medegelowiges. Geef ons hierdie week elke dag nuwe krag vir alles wat ons moet doen en aanpak. Here, ons vertrou u met die wete dat in Christus is ons in staat om voluit vir u te kan lewe. Amen. Vriende, ek deel met julle 'n paar afkondigings dan ook vandag. As jy die eerste keer saam met ons kyk vandag, baie welkom. Gebruik ook hierdie aanlyn boodskap om vir iemand aan te stuur wat jy dink vandag se boodskap moet hoor. Jy is meer as welkom om dit ook vir iemand aan te stuur. Ons reeks is besig om te vorder. Die verhoudings waarvoor ons uitgeroep is, was verlede week vandag in Christus. Volgende week kragtige verhoudings, dan herstelde verhouding en dan liefdesverhoudings. Julle sien die temas daar op die skerm. Daarna het ons Pinkster, maar volg dit saam met ons, en as jy iewers een gemis het, hulle bly hier op YouTube. Jy is welkom om enige een van hierdie in die reeks ook so te volg. Dan, as jy behoefte het dat iemand vir jou moet bid, wil ons jou uitnooi om asseblief jou naam vir die kerkkantoor deur te gee hier by Luxembourg. Stuur vir ons 'n boodskap. Ons wil jou graag ook op ons gebedslys plaas en sê vir ons waarvoor kan ons ook vir jou bid. Dan het ons geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien. Julle sien daar op die skerm verskillende maniere hoe ons dit kan doen. Kom ons gee vir die Here soos wat hy ook vir ons gee en soos wat hy ook op ons harte lê om vir hom terug te gee. Ons herinner dat ons aandienste het hier by Luxembourg, nie oor die lang naweke nie, maar volgens die kalender van die kerk kan jy gaan kyk, of op ons website is die kalender ook, as jy daar wil gaan kyk. Ons nooi hulle uit, ons aandienste is 5:30, woon gerus ons aandienste by. Dis wonderlike geleenthede waar ons die Here se naam loof en prys, en waar ons ook daar groei in ons geloof en in ons kennis van die Here en die Bybel. Ons gemeente is besig om 'n nuwe groeigroep te begin, 'n groep spesiaal vir vroue tussen die ouderdom van 30 en 60, en dit is spesifiek vir enkellopendes of weduwees. Julle is welkom as jy belangstel om deel te wees van so 'n groeigroep. Skakel gerus ons kerkkantoor, gee jou naam daarop, en die mense wat hierdie groeigroep begin sal jou dan ook kontak om meer reëlings vir jou deur te gee. Dan is daar Pitkos geleentheid, donderdag 23 April, 7uur in die gemeentesentrum hier by Luxembourg vir die dames, wat dit gewoonlik bywoon, 'n besondere geleentheid. Ons nooi jou uit op Pitkos ook hierdie week daar te kom bywoon. Dan ons vroue wegbreek 15 tot 17 Mei. Hierdie datum kom ook vinnig nader. Jy moet teen die 1 Mei moet jy bespreek en betaal. En dis R1250, alles ingesluit van die Vrydag tot die Sondag, net 14 kilos hier van Luxembourg se terrein af. As jy daardie nie kan bybring nie, maar jy wil graag saamgaan, kontak ons gerus, praat met ons. Dit moet nooit 'n rede wees hoekom jy nie 'n geleentheid kan bywoon as jy dit nie kan betaal nie. Ons kan altyd 'n plan maak wat dit betref. Dan dagboek so lank die 1 Augustus is ons bazaar. Ons tema hierdie jaar is Fees met Gees. Ons sien baie uit en ons is reeds aan die dink en die beplan om 'n baie lekker suksesvolle bazaar hierdie jaar op die terrein te hou. Dagboek so lank daardie datum ook daar by jou. Dis al die afkondigings van my kant af. My gebed is dat jy opnuut in hierdie tyd, wanneer ons lang naweke het en wanneer ons tyd het om dalk iewers 'n bietjie te rus, gereeld sal opkyk en sal onthou wat hy ook vir elkeen van jou en van jou familie en van jou mense gedoen het. Mag die Here jou seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid. En mag jou verhouding groei in jou Here Jesus Christus. Amen.